Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name, die Hebreëse name. Jahwe ons Elohim, dit beteken dis God die Vader Almagtig. Yahweh, sy naam is Jesus Christus. En die Ruach HaKodesh, dit is die Heilige Gees. Ons gebruik hoofsaaklik net 3 Bybels. Die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, maar nie the New King James Bybel nie. En dan natuurlik the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, die enigste Bybel wat in die wêreld verkoop is. Verban is. Binne ek wil ook net noem dat ons kan op 'n latere stadium vir die mense 'n bietjie meer inligting gee omtrent hierdie Bybels en hoekom dit so belangrik is. Ja. Van die Bybels. Ja, en ek wil ook net noem dat ons doen Bybelstudie oor die eindtyd, maar ons het eers nodig om vir julle agtergrond te gee oor wat nodig is om by die eindtyd, voordat ons met die eindtyd studies kan begin. As jy nie die basiese agtergrond het nie, gaan jy glad nie verstaan as ons begin met byvoorbeeld Openbaring nie. Ja. Ons het verlede week begin met waarom is doop of onderdompeling 'n definitiewe opdrag van Jahwe, dit wil sê Jesus, en ons gaan vandag verder daarmee. Ons het gesien dat dit onskriftuurlik is om babas te doop, en ook dat dit onskriftuurlik is om in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees te doop. Ek gaan nou vir julle uit Handeling 22 lees, maar ek wil net eers vir julle die agtergrond gee. Apostel Paulus word gevange geneem in die tempel van Jerusalem, waar hy natuurlik die woord verkondig het, en toe hy homself verdedig, toe verduidelik hy vir hulle, maar want hy was Saulus, hy was die een wetsgeleerde wat Jahwe naarstigtiglik en sy volk naarstigtiglik vervolg het. Toe verduidelik hy nou vir die fariseërs wat hom geken het as die fariseer, en verduidelik hy vir hulle dat hy vir Jahwe op die pad van Damaskus ontmoet het, en dat nadat Jahwe met hom gepraat het, hy blind geword het, weens die glans van die heerlikheid van Jahwe, en dat hy hom gestuur het na Ananias toe. Ananias, toe Saulus by hom kom, toe sê Ananias vir hom, Saulus, broeder, word siende. Paulus het toe weer sy sig herwin, en toe gaan Ananias verder, en hy sê, en ek lees nou hy sê toe vir Paulus dat dit was 'n opdrag van Jahwe Elohim, dat hy vir Jahwe ontmoet. Ek lees vir julle. Ananias sê toe vir Paulus dat Jahwe Elohim, dis God die Vader, dit voorbeskik het, dat hy die wil van die Vader moes leer ken, en dat hy vir Jahwe, dit wil sê Jesus, moes sien en sy stem moes hoor, wat natuurlik nou op die pad van Damaskus gebeur het. Nadat Ananias dit nou vir Paulus vertel het, en ons moet net verstaan dat Paulus het nou hier natuurlik ten volle tot bekering gekom, want wat met hom gebeur het was 'n absolute wonderwerk. Na dit sê Ananias vir hom in vers 16, en nou, waarom versuim jy? In die eerste plek kan mens nie hierdie vraag vir 'n babietjie vra nie, en tweedens wat hy sê is, waarvoor wag jy? Staan op, laat jou doop, laat jou onderdompel en jou sondes afwas. Babas word nie met sonde gebore nie. Terwyl jy die naam van Jahwe, dit wil sê Jesus, aanroep. Daar is baie mense wat sê dat hulle reeds as baba gedoop is, maar dit was nie doop nie. Hulle is besprinkel. Hulle is nat gespat of nat gemaak. Daar is nie een plek in die Bybel waar 'n kind of 'n baba geonderdompel word of selfs besprinkel was nie. Waar kom die kinderdoop vandaan? Dit is deel van die Rooms-Katolieke godsdiens. En dit het ontstaan by Nimrod, en jy kan gaan lees van Nimrod in Genesis 10, en Semiramis. Semiramis was sy ma, Semiramis was genoem the Queen of Heaven, en Nimrod was die songod. As jy die boek The Two Babylons van Alexander Hislop het, dan kan jy gaan lees oor die kinderdoop in die Rooms-Katolieke kerk. En dat dit verduidelik, of dat dit daar blootgestel is, dat die eersgebore kinders aan die songod en aan the Queen of Heaven geoffer is met 'n afgodedoop. En hierdie afgodedoop is dieselfde doop wat oorgespoel het na die Rooms-Katolieke kerk en toe natuurlik na die protestante godsdiens.
Ons het verlede week ook verduidelik dat die water waarin jy geonderdompel word, nie jou sondes afwas nie. Dit is 'n watergraf waar jou ou sondige self begrawe word, saam met Jafashwa, en as jy daar opstaan, dan is jy 'n nuwe mens, want dan is jou sondes vergewe deur die bloed van Jafashwa. En die vers eindig, terwyl jy die naam van Jafashwa, dit wil sê Jesus, aanroep. Met ander woorde, terwyl jy die naam van Jafashwa, in die naam van Jafashwa geonderdompel is. Jafashwa verduidelik self vir Nicodemus dat die onderdompeling 'n uitwendige teken is, 'n nuwe label wat jy gaan dra, wat die bewys gaan wees van 'n inwendige vernuwing in jou lewe, in jou gees. Met ander woorde, wat baie mense nie regtig heeltemal reg verstaan nie, is die doop kan jou nie red nie. Nee, As jy gered is, moet jy gedoop word. Is ek reg? Ja, as jy nie wedergebore is nie, as jy gered is en jy lewe in heiligmaking sonder dat jy gedoop is, wedergebore is, dan is jy 'n gas as jy die dag in die hemel kom. As jy wedergebore is deur water en gees, geonderdompel is, dan word jy bruid. Jy word bevorder. Ja, okay, as ons kyk net, van die vroegste jare af was daar dogmatiek in die godsdienstwêreld gewees, en steeds tot en met vandag toe. Ek wil graag vir ons lees Johannes 3 vers 1 tot 12. Dis 'n paar versies, maar kom ons lees dit. Vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, 'n owerste. Nou hy was 'n predikant van die Jode. Vers 2. Hy het in die nag na Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van Jaffa, ons Elohim, nou dit is die Here God Almagtig, gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as Jaffa, ons Elohim, nie met hom is nie. Nou, hoekom kom hy na Jafashua toe in die nag? Want hy was skaam dat sy gemeente sien dat hy na die leier van die sekte toe gegaan het. Dit is wat hulle Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, se bediening genoem het. Nou, hoekom kom hy na Jafashua toe, na Jesus toe? Hoekom kom hy na hom toe? Wat kom soek hy by hom, is die vraag. Hy het dan die 613 wette gehad waarvolgens hy geleef het. Hy hou dan die 7 feeste, die sabbate en die maande waarin hulle geglo het, is redding. Tot op hierdie stadium het Nicodemus nog niks gevra nie. Maar Jafashua, Jesus Christus, antwoord hom. Kom ons lees wat hy antwoord hom in vers 3. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van Jaffa, ons Elohim, nou dit is God die Vader, nie sien nie. Nou wat is dit wat Nicodemus soek? Hoekom antwoord Jafashua hom nog voordat hy 'n vraag gevra het? Hy kom soek antwoorde wat nie in die 613 wette is nie, of in die feeste of die sabbate is nie, dit is nie daar nie. Vir Jafashua, Jesus Christus, om hom te antwoord, moes hy hom gevra het, wat moet ek doen om gered te word? Wanneer Jafashua sê, voorwaar, dan sweer hy by homself. He makes a vow, dis nou in Engels. Jafashua sweer by homself, want hy is die hoogste autoriteit wat daar is. Ek wil net inspring. Die vraag wat mense vra is, hoe kan hy die hoogste autoriteit hê as sy vader Jaffa Elohim is? En die antwoord is natuurlik, Jaffa het aan hom al die mag en gesag gegee terwyl hy op aarde was, Ja. of totdat hy weer kom, totdat hy dit weer eendag gaan terug oorhandig aan sy vader. Tot dan het hy al die mag en die gesag. Wat weer terug oorhandig gaan word in Openbaring. Ja. So ons sal daarby kom en dan sal ons dit vir julle mooier verduidelik. Nou Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, sê hier dat as Nicodemus nie weergebore word nie, sal hy nie eers die koninkryk van Jaffa, sy Elohim, sien nie. Nou die man aan die kruis wat genade ontvang het, dis nou toe hy saam met Jafashua gekruisig is, het nie 'n kans gehad om bruid te word nie. Hy is 'n gas wat die bruilof gaan bywoon. Kom ons lees vers 4. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word?
Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nou, Nikodemus het dit letterlik opgeneem hierso. Hy het nie gedink aan 'n tweede natuurlike vleeslike geboorte, met ander woorde vlees, nie gees nie. Daar is nie redding in die 613 wette en die sabbate en die maane en die feeste en die getye nie. Dit is hoekom Jafashua die wet oor die Sabbat, hoor mooi hierso, hy die wet oor die Sabbat 17 keer verbreek en die ander wette het hy 42 keer verbreek. Kom ons lees vers 5. Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, antwoord. Hier sweer hy weer by homself. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk, met ander woorde, dit is die bruidskamer van Jaffa, sy of ons Elohim, dis nou God die Vader, nie ingaan nie. Ons moet net weet ook dat Jaffa ons Elohim is geen mens dat hy kan lieg, iets sê en dit nie waar maak nie. Dit is wat ons ook moet onthou. So hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Nou hier brei Jafashua uit en sê dat almal, nou dit is nie net meer Nikodemus nie, maar almal van daardie tyd af tot en met vandag 2025 uit water en gees gebore of weergebore moet word om in die koninkryk, nou dit is die bruidskamer van Jaffa ons Elohim, met ander woorde God die Vader, in te gaan. Kom ons lees vers 6. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Ons is almal uit vlees gebore, naamlik ons ouers. En Jafashua verduidelik nou vir Nikodemus dat hy wat voor hom staan is vlees. Maar dit waardeur hy moet gaan om gered te word is 'n geestelike proses. Solank as wat die vlees die gees oorheers, het die transformasie nog nie plaasgevind nie. Hoe lyk die transformasie? Die nuwe mens druk die ou mens uit die pad uit. Wanneer die gees sterk genoeg word, dan kan dit die vlees onderdruk en dan sal die gees die vlees lei op die pad van redding. Nou die vlees moet onderwerp word aan die bloed van Jafashua en die woord van Jaffa ons Elohim. Vlees neig na die slegte, wat alles wil hê wat lekker en sleg is. Dit is hoekom apostel Paulus sê, wanneer ek die goeie wil doen, dan is die slegte teenwoordig. Maar die oomblik wanneer jy tot bekering gekom het en jy word gedoop of geonderdompel in die naam van Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, maar nie Jesus Christus nie, Jafashua, dan wandel jy in die gees, met ander woorde die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Dit is hoekom dit so belangrik is om die nuwe bekeerling, die ou wat nie gedoop en tot bekering gekom het, te leer hoe om Bybelstudie te doen, sodat hulle self kan sien wat die woord daaromtrent sê, en self besluit wanneer hulle gedoop of geonderdompel wil word. Want jy moet weet waaroor die doop gaan en die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Terwyl die vlees die gees oorheers, kan jy nie gedoop word nie, glad nie. Kom ons lees vers 7. Moenie jou verwonder, nou dit beteken moenie verbaas wees nie, dat ek vir jou gesê het, julle, wie is julle nou? Dit is nie net vir Nikodemus nie, maar vir almal in sy gemeente, wat die 613 wette onderhou het, moet weer gebore word nie. Kom ons lees vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Die wind waai waar hy wil, met ander woorde, jy kan die wind nie beperk nie en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, is soos 'n wind. Jy kan hom nie beperk nie. Jy weet nie waarvandaan hy kom nie, maar jy weet waarheen hy gaan. Ons weet waarheen ons gaan, omdat die Ruach HaKodesh, met ander woorde die Heilige Gees, wat in ons is. Ons lewe nou vandag in die eindtyd. So is elkeen wat uit die gees gebore is, dis die res van die versie. As jy uit die gees gebore is, dan oorheers die vlees nie meer die gees nie. Met ander woorde in jou sielsdimensie nie, maar die gees, dit is die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, oorheers die vlees. Vers 9. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Vers 10. Jafashua antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Nou Jafashua is verwonderd dat Nikodemus,
'n geletterde is wat die 613 wette ken, in so 'n mate dat hy sy eie gemeente het en hy weet nie eers van hierdie dinge nie. Vers 11. Voorwaar, ek sê vir jou, ons, met ander woorde Jafashua en sy disippels, spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het. Dit is die disippels wat gesien het hoe mense tot bekering gekom het, hoe mense hulle laat doop het. En julle neem ons getuienis nie aan nie. Vers 12. As ek, dis nou Jafashua, met ander woorde Jesus Christus, julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as julle ek julle van die hemelse dinge vertel? Nou as ons in Hebreërs 11 vers 1 lees, sê dit, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons het verlede week Romeine 6 vers 1 tot 6 behandel en ons het nou daaruit geleer, of ons het tot die wete gekom, dat die ou self saam met Jafashua gekruisig is, sodat die liggaam, wat van tevore geneig het na sonde, nie meer daar is nie, dit is tot niet gemaak, want ons wil nie meer in sonde lewe nie. Vandag gaan ons aan vanaf vers 7 en vers 7 lees, want hy wat gesterf het, is geregverdig in die sonde. Met ander woorde, hy wat heeltemal omgedraai het van sy ou lewe, heeltemal die sonde afgelê het, sy sonde is vergewe. Vers 8, as ons dan saam met Jafashua gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Om saam met Jafashua te lewe beteken dat jou sielsdimensie nuut is en jou lewe in Jafashua alleen geanker is. Vers 9, omdat ons weet dat Jafashua, dit wil sê Jesus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Ons weet dat Jafashua nooit weer sal sterf nie. Dit is die fondasie van ons geloof. Want soos ons die sonde afgelê het, of soos die sonde nie meer oor ons heers nie, so heers die dood, die geestelike dood, nie meer oor hom nie. Nou daar's 'n verskil tussen 'n geestelike en 'n vleeslike dood. Die geestelike dood is jou sielsdimensie, jou kognitiewe denkwyse, sterf nooit. En as dit nie was vir Jafashua, wat vir ons kom sterwe het nie, dan sou niemand ooit in die hemel gekom het nie. Want die redding in die Ou Testament was deur die 613 wette en die bloed van diere. En die redding vandag van 2000 jaar gelede af, van die kruisiging af in die Nuwe Testament, is net deur die bloed van Jafashua. Die vleeslike dood vind nog plaas, daar's daagliks mense wat sterf, want dit word eers oorwin wanneer die dier en die valse profeet in die poel van vuur gewerp word in Openbaring 19 vers 20. Nou lees ek vers 10. Want die dood wat hy gesterf het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir Jaffa, sy vader, vir God die Vader. Ons kan, as ons kies, in die oorwinning oor die dood, deur Jafashua, saam met hom in die hemel vir ewig gaan lewe. Vers 11. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir Jaffa die Vader, vir God, in Jafashua die Seun. As ek besluit om in die gees, is my gees, my sielsdimensie, in heiligmaking vir Jafashua te leef, dan moet ek my autoriteit wat ek van hom ontvang het, afdwing op die sonde wat voorheen my lewe oorheers het. Kom ons kyk wat sê vers 12 oor hierdie stelling wat ek nou net gemaak het. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, want dat julle nie aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Hierdie is 'n waarskuwing. Die oomblik as jy begrawe is in die doop of onderdompeling en jy lewe in die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dan kan jy nie meer toelaat dat sonde jou lewe oorheers nie. Jy moet alle sonde aflê, waaruit bestaan ons sielsdimensie, emosie, begeerte en wil. Vers 13. En moenie julle lede, moenie julle liggame stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Met ander woorde, moenie jou liggaam weer diensbaar maak vir Satan en sy verleidings nie.
Maar stel julle self tot beskikking van Jahwe Elohim, dit wil sê God Almagtig. As mense wat uit die dode, dis uit die watergraf, uit die onderdompeling, lewend geword het, en julle lede, julle liggame as werktuie van geregtigheid en vir Jesus, vir Jahwe. Moenie kanse vat as jy in die Ruach HaKodesh leef nie, want jy kan val soos wat Samson geval het. Stel jouself tot beskikking vir die werk van Jahwe, dit wil sê Jesus. Wanneer jy uit die waterbad opstaan, begin onmiddellik met Bybelstudie. Kry vir jou 'n goeie boek, kry vir jou 'n boek van 'n goeie skrywer en lees dit saam met jou Bybel, sodat jy kan begin bou aan jou verhouding met die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ek wil graag vir ons ook lees Efesiërs 5 vers 12, Efesiërs 5 vers 22. Kom ons lees vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan Jahwe Elohim, met ander woorde God die Vader. Vers 23. Wat die man is die hoof van die vrou, soos Jahwe ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Want die man is die hoof van die vrou. Nou in die tyd waarin ons vandag leef, wil niemand hierdie gedeelte handhaaf nie. Maar ons kan nie dit uit die Bybel uitskeer of uitskryf nie. Dit is geskryf. Dit is deel van die woord van Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig. Hy, dis nou Jahwe ons Elohim, het jou, dis nou haar man, daar gestel om vir haar leiding te gee, om vir haar te sorg en te voorsien, en haar op 'n geestelike pad te lei. Dit beteken nie dat jy haar mag mishandel of domineer of terroriseer nie. En dit is ook nie dat daar baie vroue is wat vandag die voorsiener is. Dit is ook so dat baie vroue vandag die voorsiener is van die huis. Want die omstandighede in ons land is van so 'n aard dat die mans nie meer werk kry nie. En daar is niks meer daarmee verkeerd nie. Baie mans is vandag by die huis om te sien na die familie, die huishouding. Hy ry die kinders rond, doen inkopies, maak etes, maar hy is steeds die hoof van die huis. Dit beteken nie dat sy, met ander woorde die vrou wat die inkomste verdien, die hoof van die huis is omdat sy die salaris inbring nie. Dit word veroorsaak deur omstandighede waarin ons niks kan doen nie. Die woord sê die man is die hoof van die vrou, wat ook beteken die huis, die hele huishouding. Hy het die man gestel as die hoof van die huis om die kinders reg groot te maak. Vers 24. Maar soos die gemeente van Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan haar eie man onderdanig wees. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig. En ek herhaal net, dit beteken nie dat die man kan baas speel oor die vrou nie, of haar mishandel nie, glad nie, dit is, onthou wat die woord ook sê, hy het 'n rib uit Adam gevat en Eva gemaak, so hulle is een. Julle is een. 25, vers 25. Manne, julle moet jul eie vrou lief hê. Soos Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het. En hier is die parallel. Ek moet nou geset in die Ruach HaKodesh, met ander woorde die Heilige Gees lewe, sodat ek aan my vrou, en as dit my kinders is daarsoby is, kan leiding gee, sodat sy na my kan opkyk as die priester van die huis. Vers 26. Om dit te heilig, met ander woorde die versie lees verder, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het. Hy het die bruid gereinig met die waterbad, deur die bloed, deur die woord. Die woord het net vir ons die waterbad geword. Reiniging kom deur die water en die bloed wat hy gestort het. Toe Jahwe gesterf het, het 'n soldaat 'n spies in sy sy gesteek om te kyk of hy dood is. En toe het daar water en bloed uitgekom. Wanneer 'n vrou swanger is en die tyd breek aan, dan is daar gewoonlik bloed. Na die bloed breek die water. Na die water word die baba gebore en dit is die nuwe lewe.
Jafashua word gemartel en mishandel en die spykers word in sy hande en voete gekap. Die bloed vloei en as hy sterf, dan kom daar water uit sy liggaam. En dan die nuwe lewe waar hy opgestaan het uit die dood. Hoekom sê hy dat ons gereinig is met die waterbad van die woord? Want ons gaan in die woord leef, die res van ons lewens. Ons kan nie sonder die woord leef nie. Dit is ons padkaart. Vers 27. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Nou Jafashua sal na die bruid kyk en hulle loof as hulle hul kleed skoon gehou het sonder gebrek voor hom staan. Die versie lees verder. Maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. En jy kan net die kleed skoon en sonder gebrek hou as jy elke dag in heiligmaking leef. Dit beteken dat ek nie moetswillig of wetend sonde doen nie, glad nie. Ek weerhou my daarvan. En as ek per ongeluk 'n fout maak, dan bely ek dit opreg om vergifnis te ontvang. Maar moenie met die sonde speel nie, mense. Jahwe ons Elohim, laat hom nie bespot nie. Ons weet dat in die Ou Testament die Vader Jahwe aan Abraham die opdrag gegee dat alle seentjies besny moet word aan die vlees. Ons gaan nou kyk na wat die Bybel sê oor die besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Ons lees dit in Kolossense 9-13. Vers 9, want in hom, dis in Jafashua, met ander woorde Jesus, woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Dit klink hier asof die volle heerlikheid of godheid van Jahwe Elohim in Jafashua, dit wil sê Jesus, ontledig is toe hy as mens op aarde was. Maar dit kan nie so wees nie, want Jahwe Elohim, dit wil sê God, die Vader, kan nie aan mense verskyn nie, want die mense sal doodgaan of net disintegreer van die heerlikheid wat hy uitstraal. As ons dan verbeel dat Jahwe Elohim 'n mens is soos ons, 'n liggaam het soos ons, dan het hy sy heerlikheid wat in sy regterarm is, in Jafashua ontledig, in Jesus Christus ontledig. Ons lees in Jesaja 53 vers 1, dat Jesaja vra, aan wie is die arm van Jahwe Elohim geopenbaar? En dan lees ons in vers 5 verder, maar hy, dis Jafashua, is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid of ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Eers wanneer Jafashua op 30-jarige ouderdom deur Johannes gedoop word, dan daal die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, op hom neer soos 'n duif. Nie as 'n duif of as 'n wit duif nie, soos 'n duif. Dan daal dit op Jafashua neer en dan sê Jahwe uit die hemel, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hier ontvang hy die heerlikheid en die autoriteit van die regterarm van Jahwe Vader. Die vers eindig met woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Dit beteken woon al die volheid wat die liggaam van Jafashua kan akkommodeer of kon akkommodeer. Vers 10. En julle, dis die bruid, het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Hierdie vers verduidelik dat ons die autoriteit in Jafashua het. Dit wil sê Jesus, maar hy is steeds die hoof van alle owerheid en mag. Die owerheid en mag is die bose wat in die lig is, en omdat ons die autoriteit in Jafashua het, kan ons die bose wegjaag. Vers 11, in wie julle, dis die bruid, ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê,
in die besnydenis van Jafashua, met ander woorde deur wedergeboorte. Vers 12, omdat julle, dis die bruid, saam met hom, Jafashua, dit wil sê Jesus, begrawe is in die doop of onderdompeling, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, deur ons geloof en gehoorsaamheid is ons saam opgewek toe ons onderdompel is in die werking van Jahwe Elohim, met ander woorde in sy heerlikheid of die mag van die Vader, wat Jafashua uit die dode opgewek het. Soos wat Jahwe vir Jafashua opgewek het uit die dode, so gaan hy ook hulle wat in Jafashua geonderdompel is uit die dode opwek. Vers 13, en julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Julle wat dood was, dit is die wie saam met Jafashua begrawe is in die watergraf, met ander woorde wie geonderdompel is, deur die misdade en die onbesnedenheid van die vlees, van julle vlees, die slegste toestand waarin jy ooit was, wat jy ooit kon gedoen het, is vergewe aan die kruishout van Golgotha. En jy moet glo dat die mens wat jy eens was, vergewe is, en dat jy van nou af net vorentoe kyk. Want die doop of die onderdompeling het jou posisie verhoog, soos wat ons nou gesê het, van gas by die bruilof na die bruid van Jafashua in die hemel. Vers 14, en die skuldbrief teen ons, met ander woorde die dagvaardiging teen ons, wat met Satan, met ander woorde die skuldbrief wat Satan teen ons hou, waarmee hy ons beskuldig, dat ons vyandig was, met ander woorde dat ons dit nie waardig is om in die hemel te kom nie, het hy uitgedelg, hy het dit finaal afbetaal, hy het dit weggeruim, en dit is verwyder deur dit aan die kruis vas te naal. Die skuldbrief wat die duiwel teen my en jou het, waar hy vir my en jou laat verstaan dat die hemel, ons nie hemel toe kan gaan nie, is afbetaal en verwyder deur die bloed van Jafashua. Toe hy aan die kruis hang en hy sê tetelestai, dit is volbring, het hy alles wat Satan teen jou mag inbring, ongeldig gemaak en verwyder, sodat dit nooit weer teen jou gehou kan word, of teen jou gebruik mag word nie. Vers 15, nadat hy, dis Jafashua, dit wil sê Jesus Christus, die owerhede en die magte, dit is Satan en sy demone, uitgeklee, hy het hulle naak gemaak en hulle in die openbaar tentoongestel, toe hy aan die kruis gehang het, en daardeur oor hulle getriomfeer, geseëvier het. Die kerke het ons geleer om die duiwel te vrees, maar dit is andersom. Staan op die autoriteit wat jy van Jafashua, dit wil sê Jesus, ontvang het, en jaag hom weg. Ontbloot hom vir die leenaar wat hy is, en vir die skelm wat hy is, sodat ander mense nie deur hom mislei kan word, of in dieselfde slenterstrap wat hy vir mense stel nie. Soos byvoorbeeld Bybelvertalings. Jou verlede is onder die bloed, onder die Ruach HaKodesh, en die water of die graf van wedergeboorte, en al wat jy moet doen, is om in die gees te wandel, in heiligmaking elke dag, tot aan die einde. Ons het nou aan die einde van die boodskap gekom. Pastoor Wim gaan vir ons afsluit met gebed. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevors, die groot ek is. Aan U kom toe al die lof, die prys, die dank en die aanbidding. U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Ons wil U net loof en ons wil U prys, ons wil U naam groot maak. Ons wil U dank vir die geleentheid wat ons het om die geopenbaarde woord te kan uitbrei in 'n verlore wêreld. Ek pleit by U, my Elohim, as dit in U wil bestaan, dat U ons hande sal vat en ons sal lei in hierdie verlore wêreld. Laat die skille van onkunde van ons oë en ons ore sal afval, en dat die bruid tot redding sal kom, en dat daai wederkomsverwagting wat ons het, gou sal aanbreek. Ons wil U loof, ons wil U prys, en ons wil by U pleit in die naam van Jafashua, om elkeen wat hierso luister, wat hierna kyk, dat hulle die sielste mensie sal ontvang, en dat daai saadjie sal groei, en dit sal ontkiem en dit sal vrug dra. Seën een en elk
in hierdie dag en in hierdie week as dit in U wil bestaan. Ons vra nie omdat ons enigiets verdien nie, maar net uit genade. U naam ter ere. Die naam Jafashua, die naam bo elke ander naam. Laat dit so wees. Halleluja. Baie dankie julle. Ons sien vir julle weer 'n volgende keer. Laat dit goed gaan. Totsiens.